Goeiedag geliefde vriend, ek hoop dit gaan met jou uitstekend in hierdie week sover ons reis oor vrede, dat dit iets is wat jy al kan beleef en deel maak van jou hart en jou gedagtes. So as jy wonder, waar is ons vandag en hoekom lyk die oordenkingsomgewing 'n bietjie anderste? Ons staan vandag hier in ons kantoor, waar ook ons Bybelskool aangebied word. En ek wil sommer hierdie oomblik gebruik om vir jou te sê dat ons het sover deur die Ou Testament gereis 4 weke van dit en ons het gisteraand afgeskop met die Nuwe Testament vir 4 weke en dan gaan ons in 'n reeks oor vergifnis ingaan. So die rede hoekom ek dit vir jou noem is, as jy nog nie ingeskryf het vir ons Bybelskool nie en jy sou belangstel, wil ek jou aanmoedig om net die e-posadres hieronder te gebruik, info@beleef.org.za, of jy kan my persoonlik WhatsApp by 082 222 5107. Die details is alles daaronder. En dan kan jy sê ek wil graag deel wees van die Bybelskool en ons sal die boek by jou uitkry binne 2-3 dae. Kost R500 vir die jaar en jy kan elke les wat ons doen, kan jy op jou eie tyd kyk. Dit word lewendig uitgestroom op Dinsdae-aande, maar daai lesse is altyd dan beskikbaar vir enige persoon wat ingeskakel het of ingeskryf het vir ons Bybelskool. En tot dusver is daar so baie wat reeds ingeskryf het. Dis regtig iets amazing. Maar okay, kom ons gaan aan oor ons reeks oor vrede. Kom ons wees eerlik, né? Bekommernis voel baie keer vir my en vir jou soos asemhaal. Jy sien 'n rekening, jy dink miskien aan jou kind en jy wag dalk op nuus wat kan taai wees en dan skielik dan draai jou gedagtes in sirkels en dit hardloop en is te mekaar. Maar God praat nie net van vrede nie. Hy sê ek en jy moet eintlik nie bekommerd wees nie. Hy sê inteendeel, dis nie net 'n gedagte van moenie bekommerd wees nie. Hy gee vir ons 'n riglyn oor hoe ek en jy prakties teen bekommernis kan reageer. In Filippense 4:6-7 lees ons hierdie gedeelte en ek gaan dit nou vir julle lees, maar hierdie is nie een of ander oppervlakkige plakker of net 'n wat jy net sit 'n pleistertjie op 'n slegte dag nie. Dis eintlik iets met 'n baie praktiese opdrag en 'n bonatuurlike belofte. Lees gou saam met my. Paulus skryf ons, hy sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Geliefde, Paulus wys vir ons hier 'n hemelse ruiltransaksie. Hy bring jou bekommernisse, ek en jy, ons bring ons bekommernisse deur gebed en smeking na die Here toe. Ek en jy, ons doen dit met dankbaarheid. En wat doen ons hemelse Vader? Hy ruil dit vir vrede. Die oorspronklike Grieks in vers 7 beteken om wag te hou soos 'n soldaat. In ander woorde, God se vrede staan wag oor jou hart en jou gedagtes, net soos 'n soldaat voor 'n poort of 'n ingang staan waar hy daar staan met sy geweer en hy maak seker alles loop reg. Nou hierdie is 'n groot ding. Hierdie vrede is nie vrede wat jy verstaan nie, dis 'n vrede wat jy ervaar. Dit maak nie altyd vir ons sin nie, maar dit hou jou en my regop, dit hou ons staande. So geliefde, wanneer ons dink oor hierdie tipe vrede en dat daar's hierdie soldaat wat oor die poort staan en wag hou, is dit 'n ongelooflike mooi belofte. En soos ek nou gesê het, baie keer dink ons, ek moet dit verstaan, maar geliefde, jy hoef dit nie te verstaan nie. Jy moet dit net ervaar. En as jy dit ervaar deur daai ruiltransaksie te beoefen, te kom na God toe en vir hom te gee, wat gee hy vir jou terug? Hy gee vir jou vrede. So, maak saam met my gou hierdie geloofsverklaring. Ek kies om vandag my bekommernisse in gebed te bring. Ek gee dit vir U, Here, en ek ontvang U vrede wat wag hou oor my hart en my gedagtes. Geliefde, môre kyk ons na 'n baie praktiese waarheid. Wat jy toelaat om in jou gedagtes te bly, dit vorm jou hele lewe. Ons gaan môre meer oor dit gesels. Ek wil jou uitnooi, moenie dit misloop nie. Kom leer hoe God my en jou denke wil vernuwe op dit wat goed is en te vestig op die dinge wat regtig ons lewens kan verander. Maar vir nou, kom ons ruil die dinge wat ons bekommerd maak, kom ons ruil dit vir God se vrede. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die enorme genade en dankie vir die belofte dat wanneer ons met danksegging en met smeking na U toe kom oor enige ding wat ons kan onderkry, enigiets wat ons kan bekommerd maak, dan gee U daai bonatuurlike vrede vir ons. Soos 'n ruiltransaksie wat plaasvind. Here, daarom wil ons vandag U eer, ons wil U loof en ons wil in 'n spasie kom, in 'n ritme kom waar ons elke liewe ding wat ons onderkry na U toe bring. Here, leer ons om dit nie self te probeer doen nie, maar kom ons leer om dit te doen met danksegging en smeking in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Ons bid dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.